In Januarie 2025 het president Cyril Ramaphosa die nuwe wet op onteiening onderteken. Die wet stel onteiening sonder vergoeding in en dit brei die staat se vermoë om private eiendom te onteien aansienlik uit. Hier is wat jy moet weet. Vir dekades het Suid-Afrika se grondonteieningswette ooreengestem met internasionale standaarde, soortgelyk aan wat ander lande gedwonge verkryging of verpligte aankoop noem. En die standaarde het eiendomsregte beskerm, sonder om toepaslike grondhervorming na die apartheidsperiode te verhinder. Hierdie onteieningsraamwerk het die regering toegelaat om grond te onteien, onderhewig aan twee fundamentele verskansings. Onteiening moes vir 'n streng openbare doel wees, soos byvoorbeeld die bou van paaie of militêre fasiliteite, en die eienaar moes regverdig vergoed word gebaseer op markwaarde. Die nuwe wet op onteiening dreig egter om albei hierdie verskansings aansienlik te verswak. Eerstens voer die wet die beginsel van openbare belang in, as 'n bykomende regverdiging vir onteiening. In teenstelling met die goed gevestigde beginsel van openbare doel, wil openbare belang onteiening toelaat vir vaar en onvermydelik verpolitiseerde doelwitte soos die regstelling van vorige diskriminasie of billike toegang tot hulpbronne en so aan. Nasionale, provinsiale en selfs munisipale regerings bekom hiermee groter beheer oor grond onder die dekmantel van die openbare belang. Tweedens voer die nuwe wet die moontlikheid van nul vergoeding in, oftewel onteiening sonder vergoeding, in gewone taal beslaglegging. Dit ondermyn die gevestigde internasionale beginsel van vergoeding teen markwaarde. En wat veral kommer wek is dat die wet toelaat dat grond sonder vergoeding onteien kan word as die staat reken dat die grond hoofsaaklik vir toekomstige prysstygings gehou sou word. En dit beteken dat veral eienaars wat toekomstige ontwikkelings beoog, selfs al is daar finansiële of beplanningsvertragings, intussen as buitengewone teikens vir beslaglegging beskou kan word. En boonop sê die nuwe wet ook uitdruklik dat die lys van voorwaardes, waarvolgens onteiening sonder vergoeding kan plaasvind, nie beperk is tot die voorwaardes wat reeds genoem word. Wat beteken dit kan mettertyd uitgebrei word. En so kan die staat dus algaande nog redes uitdink om grond sonder vergoeding te onteien. Dus, wat is dan die regering se werklike voorneme met die wet op onteiening? Die staat se eie uitsprake en optrede laat min twyfel. Nadat die ANC se poging in 2021 om die grondwet te wysig misluk het president Ramaphosa self in Januarie 2022 nog vasbeslote verklaar. Die ANC sal sy besluit oor onteiening sonder vergoeding implementeer. Nou, 3 jaar later het hy pas sy handtekening onder 'n wet spesifiek daarvoor geplaas. In November 2025 het adjunk president Paul Mashatile in die parlement verklaar: die regering is nou besig om baie vinniger te beweeg om grond te onteien. En in September 2025 het Sakeliga daarop gewys dat die ANC-beheerde Ekurhuleni Metro reeds voordat die wet in werking getree het, 'n eiendom van 34 hektaar wat miljoene werd is, vir 0 vergoeding onteien. Die Stadsraad het toe al openlik erken dat hulle 'n toetssaak vir artikel 25 van die grondwet wil skep. Dit is hierdie artikel wat bepaal dat enige onteiening met billike en regverdige vergoeding moet geskied. Die munisipaliteit het die hof gevra om te verklaar dat 0 vergoeding tog billik en regverdig is, omdat die vergoeding volgens hulle in die openbare belang was. Sou die hof hierdie of soortgelyke gevalle aanvaar, kan dit honderde staatsinstellings aanmoedig om dieselfde te doen. En gegee die regering se verklaarde voornemens, is dit te verwagte dat minderheidsgroepe die meeste onder die onteiening sal lê. Nou ja, wanneer 'n mens probleme soos hierdie uitwys, dan sal skeptici soms probeer aanvoer dat die howe nooit sulke onteiening sal toelaat nie, en voldoende beskerming bied. Die praktyk toon egter dat regsaksie jare duur en miljoene kos. Dit is 'n reuse las vir grondeienaars wat intussen dan reeds van hul bates gestroop is. Die situasie is konstitusioneel onaanvaarbaar en sou sonder regstelling ekonomies rampspoedig word. Daarom het Sakeliga en sleutelvennote omvattende litigasie teen die wet op onteiening en ter regstelling van sulke eiendomsskendings van stapel gestuur. Ons werk help ook
buitelandse handelsmissies om in reaksie hierop toepaslike beleid te formuleer. Om hierdie belangrike werk voort te sit, kan ons jou bykomende steun gebruik, saam met die van vele ander individue en besighede wat die grondliggende belang van eiendomsreg verstaan. Jou bydrae tot Sakeliga se hoë impak litigasie sal 'n tasbare verskil maak in die bestryding van die wet op onteiening en ander bedreigings vir die ekonomiese orde. Volg die skakels hieronder om meer te lees en ons werk te ondersteun.